Ons het 'n besondere geseënde 2 weke gehad met die uitreik wat ons gehou het. En ek dink dit was vir elkeen insiggewend gewees. Van ons het nou al baie kere die boodskappe gehoor, maar elke keer as iemand anders dit aanbied, dan hoor jy miskien ietsie weer nuut, of 'n ander benadering tot dit wat bespreek word. En ek dink veral vir ons besoekers, en daar is van hulle hier vanmôre wat die uitreik bygewoon het, was van dit miskien bietjie vreemd gewees, wat julle nie al voorheen gehoor het nie. Maar soos julle gesien het, was dit absoluut boodskappe wat uit die Bybel uitgekom het. 'n wonderlike geleentheid wat ons gehad het, sodat ons hierdie wonderlike evangelie boodskap wat die Here aan ons gegee het, kan uitdra na ander. Voor ek aangaan, ek het hom nou nog nie gegroet nie, ek het hom gesien, hy het nou ingestap. Jean. Nou Jean is seker so 'n maand en 'n half terug, 2 maande gedoop. 13de Junie is hy gedoop by Philadelphia gemeente. Ek het hom daar ontmoet, net voor sy doop, toe hy sy Bybelstudies daar voltooi het. Jean, hulle het nou verhuis van Pretoria af, hier na Ellisras toe. So hy saam met sy broer en sy ma, hier op Ellisras. Jean, baie welkom hier by ons. Dis 'n voorreg om jou hier saam met ons te kan hê, en ek glo dat jy 'n groot seën sal ontvang, terwyl jy hier by Ellisras gemeente is. Goed. Vir 2 weke het ons op reis gegaan deur God se woord. Vreemde temas. Julle die prente gesien wat hier op die borde was, vreeslike gesigte van drake. Maar wat 'n wonderlike geleentheid. Om net weer verfris te word, dit wat God aan ons probeer wys, wat ter wagte is in die toekoms. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik dat ons kan besef hoe eg die Bybel is. Eerstens, want soveel van die profeseë wat in die Bybel opgeteken is, het reeds al gebeur. So as ons gewaarsku word van profeseë wat nog moet plaasvind, dan kan ons maar weet, dit gaan gebeur. Want as God gesê het, daardie gaan gebeur, wat al reeds gebeur het, hoeveel te meer gaan dit wat nog vir ons voorlê, nie gebeur nie. Maar meer as dit is ons, om ons reg te kry, dat ons gereed kan wees vir wat gaan gebeur. En die titel van my boodskap vanoggend is, die gevaar van 'n amper waarheid. En dit het nie net betrekking op besoekers wat 'n reeks bygewoon het nie. Dit het betrekking op een en elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Om te besef hoe belangrik die waarheid is. Waarna ons moet uitkyk. Ons het gehoor van God se liefde, van sy genade, van sy verlossing, van sy wet. En vanmôre is dit 'n roepstem van die Here vir een en elkeen van ons. En vandag staan ons by 'n uiters belangrike vraag wat geantwoord moet word. Hoe onderskei ons tussen waarheid en misleiding? Hoe weet ons wanneer dit wat ons hoor en sien en van lees, hoe weet ons of dit die waarheid is?
En hoe kan ons onderskei of dit misleiding is? Jy sien vriende, die grootste gevaar in die kerk vandag is nie vervolging van buite nie. Dis nie ateïsme nie. Dis nie openlike ongeloof nie. Die grootste gevaar is 'n evangelie wat amper reg is. 'n Boodskap wat so mooi klink, dat ons nie twyfel dat dit wel so moet wees nie. 'n Boodskap wat genoeg waarheid bevat om geloofwaardig te klink, maar genoeg dwaling bevat om siele te vernietig. En ons teksgedeelte vanmôre kry ons uit Jesaja 8 vers 20. En Jesaja skryf hier en hy sê, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Tot die wet en tot die getuienis. Jy sien vriende, hierdie gedeelte roep gelowiges om in tye van verwarring en duisternis streng by die woord van God, die wet en die getuienis te bly. En geliefdes, enige lering of raad wat hiermee bots, bevat geen waarheid of hoop nie. Jy sien, God gee aan ons die maatstaf van waarheid. Hy gee nie gevoelens nie tradisie nie meerderheidsstem nie gewilde predikers nie. Hy gee ons sy woord. Het jy al ooit gewonder, wat was Satan sy eerste preek gewees? Sy eerste preek, wat ooit op aarde verkondig is deur die vyand, kry ons in Genesis 3. Ons lees in Genesis 2 vers 17 voor dit, waar God gesê het, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En hier kom Satan in Genesis 3 vers 4. En wat is sy antwoord? Julle sal gewis nie sterwe nie. Julle sal gewis nie sterwe nie. Ek wil hê julle moet oplet op die volgende. Jy sien, hy het nie alles ontken nie. Hy het nie vir Eva gevra om hom te volg nie. Hy het eenvoudig een klein verandering aangebring in dit wat God gesê het. Een subtiele verdraaiing van sy woorde. Een amper waarheid. En die gevolg daarvan was sonde, elende en dood. Jy sal sekerlik sterwe. Jy sal nie sterwe nie. Net daardie twyfel, daardie saadjie het hy geplant. En dit bring elende vir ons almal. Dit was die begin van die misleiding in hierdie wêreld. Dit was die begin van die grootste bedrog
in die laaste dae. Jesus sit saam met sy disippels en hulle praat oor dinge wat gaan gebeur. Dit wat nog in die toekoms daar ver lê. En hulle wil weet, wat gaan gebeur, hoe gaan dit ons raak, en hulle gesels. En is wonderlik hoe Jesus hulle antwoord, met dit wat die belangrikste is. Met dit wat die mens gaan weghou van 'n ewige lewe. Ons kry dit opgeteken in Matteus 24 vers 4. En Jesus antwoord vir sy disippels en hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Nie pas op vir die aardbewings wat gaan plaasvind, die vloede wat gaan kom, die vervolging wat gaan kom, nee. Pas op dat julle nie mislei word nie. Sy waarskuwing gaan oor misleiding. Waarom? Waarom sou Jesus sê, pas op dat julle nie mislei word nie? Omdat vandag misleiding die kerk infiltreer. Dit kom met Bybeltekste. Dit gebruik die naam van Jesus. Dit praat van liefde. Dit praat van genade. Maar dit verwyder gehoorsaamheid. Ons leef in 'n tyd waar miljoene glo. Genade sonder bekering. Verlossing sonder heiligmaking. Geloof sonder gehoorsaamheid. Christus as verlosser, maar nie as Here nie. Maar wat leer die skrif ons? As ons gaan na Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, wat moet ons doen? Bewaar my gebooie. Jy sien, ware liefde vir God lei tot gehoorsaamheid. Nie om gered te word nie, maar omdat ons reeds gered is. Dit gee ons daardie geloofsekerheid, dat ons kinders van God is, dat ons in Christus lewe. Jy sien vriende, ons kan in die kerk wees vanmôre, maar ons mag dalk nie in Christus wees nie. Daar word vertel van bankbeamptes wat opgelei word om vervalste note uit te ken. Hulle gaan op kursusse waar hulle tyd moet spandeer en geleer word hoe om 'n vervalste noot uit te ken tussen die duisende egte note wat daar is. Hulle moet die tekstuur leer ken. Hulle moet die kleur leer ken. Die regte grootte leer ken. Hulle ondersoek dit. Maar weet jy wat is opvallend met hierdie opleiding wat hulle ontvang om te kan kyk of hulle 'n vervalste noot kan identifiseer? Hulle spandeer meeste van hulle tyd om die vervalste note te bestudeer, sodat hulle die vervalsing so goed ken, dat wanneer dit hulle aangebied word, hulle dadelik kan sê, dit is 'n vervalsing.
En vriende, net so word Christene nie beskerm teen dwale deur elke vars leerstelling te ken nie. Die probleem is, daar is soveel valse leerstellings wat daar buite is. Dit is onmoontlik om hulle almal te leer. As ons meer tyd spandeer op God se woord, dat ons weet wat die waarheid is, dan sal ons mos dadelik weet, as ons iets hoor wat nie strook met God se woord nie, dat dit 'n vervalsing is, dat dit 'n misleiding is. Ons word beskerm deur die waarheid so goed te ken, dat die valsheid onmiddellik herken word. Daarom het Dawid geskryf in Psalm 119 vers 11, Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die woord is in die hart gebere, dat hy alles ken, sodat hy nie teen God sal sondig nie. Die beste verdediging teen misleiding is nie kennis van dwaling nie. Dit is die kennis van die waarheid. En iets wat vandag of al lankal kop uitgesteek het, as gevolg van misleiding wat verkondig word, is 'n gevoel godsdiens wat ontstaan het. Ons leef in 'n tyd waar baie mense hulle geloof op gevoelens bou. Ek het iets gehoor, nou voel ek so goed. Nou weet ek, dit is die waarheid. Dit moet reg wees as ek goed voel daaroor. As dit emosioneel is, dan moet dit van God af wees. Maar vriende, gevoelens is onbetroubaar. Jeremia sê vir ons in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Bedrieglik is hierdie hart bo alle dinge. Selfs wonderwerke bewys nie noodwendig dat iets van God afkom nie. En die Bybel is vol voorbeelde daarvan. Julle kan gaan lees in Eksodus hoofstuk 7 en 8, waar die Egiptiese towenaars hulle staf laat verander het in 'n slang. Die water is in bloed verander. Wees versigtig, dat julle weet wat die waarheid is, sodat julle nie mislei word nie. Jesus sê vir ons in Matteus 7 vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie? Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie? Dan antwoord hy, en is iets wat ek nooit wil hoor van die Here, as hy met my praat nie, is om te sê in vers 23, ek het julle nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Here, ek het so baie gedoen. Ek het jou nooit geken nie. Waarom sou dit gebeur? Omdat hulle nie die wil van God gedoen het nie. Nie omdat hulle nie godsdienstig was nie.
Nie omdat hulle nie aktief was nie, maar omdat hulle ongehoorsaam was vir die woord en wil van God. Hoeveel van ons dink dat dit wat ons doen geregverdig is om die ewige lewe te kan beerwe? Jy sien vriende, en daardie ongehoorsaamheid, dit gebeur as gevolg van 'n evangelie wat nie werklik 'n lewe verander nie. Jy sien, een van die gevaarste leringe vandag, een van daardie gevaarlike misleidings wat ons hoor, is dat mense gered word sonder die nodigheid om te verander. Dis goed genoeg net om te sê, ek glo. Maar dit wat ek sê, en dit wat ek doen en hoe ek leef, spreek dit van iemand wie se lewe verander het? Paulus verklaar in Korintiërs 5 vers 7, 2 Korintiërs 5 vers 7, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dis onmoontlik om te sê dat ek 'n kind van die Here is, dat ek my hart volkome aan hom oorgegee het, en ek bly presies dieselfde persoon wie ek was. Ek praat presies dieselfde. Ek doen presies dieselfde. Ware genade verskoon nie sonde nie. Ware genade oorwin sonde. Ware geloof produseer gehoorsaamheid. Jakobus 2 vers 26. En ek wil hê jy moet mooi luister. Die geloof sonder werke is dood. Hierdie gedeelte sê nie, jy word gered as gevolg van jou werke nie. Ek wil dit herhaal. Hierdie gedeelte sê nie, jy word gered as gevolg van jou werke nie. Ons geloof in Christus en ons gehoorsaamheid aan hom, daardie liefde vir Christus, dit dring ons om 'n beter lewe te lei, om 'n voorbeeld te wees vir ander, om goed te wil doen aan ander, nie om daardeur gered te word nie. Die laaste toets. Openbaring beskryf God se eindtydse volk. Dis 'n pragtige teksvers, julle moet dit leer en oor moet julle dit sê vir julleself. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die liefde van God in hulle het. Hier word van twee elemente gepraat. Die geloof van Jesus en die gebooie van God. Jy sien, dis nie die een sonder die ander een nie. Nie wet sonder geloof nie. Nie geloof sonder gehoorsaamheid nie. Albei. Dit is die balans van die ewige evangelie. Die heiliges is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Christus bewaar.
Die laaste konflik op aarde sal uiteindelik gaan oor die volgende vraag. Wie het die reg om aanbidding en gehoorsaamheid te ontvang? God of menslike gesag? Skepper of skepsel? Die woord van God of die tradisies van mense? Geliefdes, vir 2 weke het God se gees met mense se harte gewerk. Sommige het nuwe waarheid ontdek. Sommige het die oortuiging van die Sabbat aangeneem. Sommige verstaan die toestand van die dode. Sommige sien die dringendheid van die eindtyd. Sommige hoor die stem van God, helder vir die eerste keer. Maar geliefdes, kennis alleen kan jou nie red nie. Die vraag is, wat gaan ons doen met die Bybelse waarheid wat ons ontvang het? Jesus sê vir ons in Johannes 13 vers 17, as julle dit weet, salig is julle as julle dit doen. As julle daardie waarheid weet, salig is jy as jy dit doen. Die grootste gevaar is nie om die waarheid te hoor nie. Die grootste gevaar is om die waarheid te hoor en dit nie te gehoorsaam nie. Toe Noag die ark gebou het, was daar waarskynlik mense wat saamgestem het dat 'n vloed moontlik was. Ander het dalk erken dat Noag 'n regverdige man was. Nog ander het waarskynlik sy prediking bewonder. Maar uiteindelik is net diegene gered wat die ark binne gegaan het. Dit was nie genoeg om die waarheid te hoor en bewonder nie. Hulle moes daarop reageer. En hulle het daarop reageer. Hulle het hulle rug gedraai op dit wat hulle gehoor het. Vriende, vandag vra God van een en elkeen van ons dieselfde. Nie het jy die waarheid gehoor, maar gaan jy die waarheid volkome gehoorsaam. Jy sien, as God gedurende hierdie uitreik met jou gepraat het, moenie terugkyk soos Lot se vrou nie. Moenie waarheid uitstel nie. Moenie kompromie maak nie. Moenie tevrede wees met 'n amper waarheid nie. Want 'n amper waarheid kan jy net sowel sê, ek het amper die ewige lewe gehad. Kies vandag die volle waarheid van God se woord. Kies Christus. Kies gehoorsaamheid. Kies die pad van die lewe. Want in 'n wêreld vol misleiding bly daar net een veilige fondament. Tot die wet en tot die getuienis. Amen.
Ons liefdevolle Hemelse Vader, dankie vir die waarheid van u woord. Dankie dat u ons gedurende hierdie uitreik geroep het om nader aan u te kom. Bewaar ons asseblief van misleiding. Gee ons harte wat gewillig is om alles te gehoorsaam wat u openbaar. Help ons om nie op gevoelens, tradisies of menslike menings te vertrou nie, maar op die skrif alleen. Seël die besluite wat vandag geneem word. Trek elke siel nader aan Jesus. Maak ons deel van daardie volk wat u gebooie bewaar en die geloof van Jesus het. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.